that saved a wretch like me. Amen. Groot voorreg, broeder en suster, wat ons het om in te kyk, gelowiges om in te kyk na die blye boodskap, die boodskap wat ons ophef, wat ons inbring in die heerlikheid van hierdie groot God, dit wat sy bedoeling was van die begin af, dit wat hy kom voorstel het. Luister net gou na Efesiërs 1 vers 4. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Soos hy ons uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Voor die grondlegging van die wêreld het hy hierdie besluit al geneem. En as jy nou dink dat in Psalm 139 vers 16 sê hy, al julle dae was in die boeke van die Here geskryf, voor daar nog een van hulle is, omdat God nie in tyd is nie, ken hy die hele realiteit van dinge wat nog 1000 jaar vorentoe gaan gebeur. Hy met sy groot kennis en sy groot voorsiening en sy groot belangstelling in die mens, het reeds vooruit vir die mens alles voorsien wat hulle probleem, en dit is vir elke mens. Kan jy dink dat hy sê die hare van jou hoof is getel? Elke mens was hy intensief betrokke by alles waardeur hy gaan. Al sy probleme het hy reeds 'n antwoord. Die mens se lewe is net 'n keuse. Gaan jy die regte ding doen of die verkeerde ding? Gaan jy die evangelie kies of gaan jy die wêreld kies? Dis so belangrik, mense, dat jy moet weet dat die heerlikheid van hierdie groot God het absoluut in jou guns gekom. Dit wat aan die kruis gebeur het, die volheid van sy liefde in jou hart uitgestort, maar dit gaan oor jou besluit. Hy het sy gees in jou hart uitgestort. Sy gees woon in jou hart. En wat jy gaan doen daarmee is jou saak, dis jou keuse. So, dis so belangrik dat jy die regte keuse maak, dat jy jouself ontdek in die volheid, in dit wat God vir jou bepaal het, voor die grondlegging van die wêreld. Dit is so belangrik, mense, om na hierdie heerlikhede te kyk. En ons gaan 'n bietjie kyk na Hebreërs 10. Luister wat sê Hebreërs 10 van vers 1 af. Hy sê, want die wet was 'n skaduwee van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie. Daardie beeld kon nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gebring was, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Eintlik, voor 'n mens na hierdie realiteit te kyk, moet jy nou eers sien wat God se begeerte was voor die grondlegging van die aarde, dat hy jou uitverkies het om heilig en sonder gebrek voor hom te wees al jou dae. Dit was sy begeerte. Luister net gou eers na Hebreërs 11 van vers 38 af. Hy praat van die gelowiges in Hebreërs 11. Al die grootste gelowiges van die Ou Testament. Hy sê die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en spilonke en in skeure van die grond het hulle gebly. En alhoewel almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte van die volmaaktheid nie gekry nie. Luister nou net na die 40ste vers. Omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.
God se begeerte vir jou en my is dat ons in die volmaaktheid bly wat hy vir ons gebring het aan die kruis van Golgotha. 'n Volmaaktheid, jou sonde weggeneem vir tyd en ewigheid, jou sy heiligheid geskenk, jou sy geregtigheid geskenk, sodat jy daarin kan wandel, dat jy in blydskap met groot heerlikheid en blydskap hom kan verheerlik elke dag. Jou hele lewe word 'n loflied en 'n verspreiding van hierdie groot en blye boodskap aan elke mens, om vir elke mens te sê, jou sonde is weggeneem vir tyd en ewigheid. Dit sal nooit aan jou toegereken word nie. Aanvaar die verlossing wat in Jesus Christus gekom het. Aanvaar Jesus as jou lewe. Los daardie ou lewe uit. Hy het gesterf aan die kruis. Jesus het daai ou lewe tot nuut gemaak en jou sy lewe geskenk. Aanvaar nou hierdie lewe, die verborgenheid van die evangelie. Kolossense 1 van vers 26 af, vry aangehaal. Hierdie verborgenheid was verborge vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar, naamlik Christus in julle. Kolossense 3 vers 4. Wanneer Christus, wat ons lewe is, verskyn, sal ons saam met hom verskyn. Dis so belangrik, mense, dat ons na hierdie realiteite kyk, God se werksverrigting, en te sien hoe dat hierdie groot God ons kom omarm het, terwyl ons die grootste sondaars moontlik was, terwyl ons onsself verag het, het hierdie groot God van die hemel, die skepper van die hemel en aarde, het ons kom omarm en ons sy heerlikheid geskenk, en ons ou lewe vakant gemaak, sodat dit nooit weer teen ons sal gereken word nie. So belangrik, mense, die blye boodskap, 'n groot heerlikheid. Luister nou, ek lees van vers 1 af, Hebreërs 10. Hy sê, want die wet wat in skade het van die toekomstige weldade, die Nuwe Testament, nie in beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Dit was daai Ou Testamentiese realiteite, was 'n nodelose situasie. Dit was net 'n tydelike situasie, maar hier kom 'n ewige werklikheid. As jy net kyk na Hebreërs 9 vers 12, hy lees so, hy sê ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Nie tydelike verlossing nie, nie elke dag, Here vergewe my asseblief, Here vergewe my asseblief, en val en opstaan nie. Nee, hy het 'n ewige verlossing teweeggebring. Nie meer jy wat lewe nie, maar Christus wat lewe in jou. Christus nou jou lewe, in 'n verblyding oor hierdie groot geskenk wat na jou toe gekom het. Die hele Bybel is net Christus toegedraai in baie papier. As jy sien wat hy alles vir jou gedoen het, wat hy alles vir jou beteken, wat alles vir jou beskore is in hierdie skrifte, hoe groot die heerlikheid is wat hy vir jou gebring het, sal jy nooit weer terugkyk nie. Jy sal nooit weer terugkyk en dink aan die Ou Testament, wat 'n realiteit is wat verby moes gaan. Want daar het 'n nuwe heerlikheid gekom, 'n heerlikheid wat so groot is, dat die mens dit kwaadlik kan evalueer. Hy sê Kolossense 2 vers 9 en 10, hy sê, en julle het die volheid in hom. Dit wat hy vir jou geskenk het, dis nie iets wat jy moet verdien nie. Nuwe Testament gaan glad nie oor jou verdienste nie.
Dit gaan oor God se verdienste namens jou. So, hy sê in vers 9, want in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik in Jesus Christus. En julle het die volheid in hom. 2 Korintiërs 1 vers 20. Al die beloftes wat beskryf word in hierdie is ja en amen vir jou in Christus. Al daardie beloftes is jou eie. Maar jy moet in die skrifte bly. Jy moet in die eerste plek jou vergifnis sien. Jy moet in die eerste plek jou heiligmaking sien. Jy moet in die eerste plek sien hoe dat God jou sy geregtigheid kom skenk het. Dat meer volmaak is wat jy is na die kruis. Kan jy nie wees nie as jy 'n gelowige is aan die kruis van Golgotha, as jy 'n gelowige is in hierdie groot God se geskenk Jesus Christus vir jou, as jy gelowig is om Jesus Christus te aanvaar as jou lewe, nie meer jou eie lewe nie, maar Jesus Christus aanvaar as jou lewe. Dit is so belangrik, mense. Ons kom na die volheid van tyd toe en daarom moet ons na die volheid van die evangelie kyk en die volheid van God se denke en God se begeerte vir die mens om daarin te beweeg en absoluut staat te maak op wat hierdie groot God vir ons kom doen het en nie dit wat ons in die verlede geleer het om iets vir God te probeer doen nie. Dit is absoluut vodde in die oë van die Here. In hierdie nuwe dag staan ons in die volheid, die blye boodskap van die groot geskenk Jesus Christus wat vir ons gekom het. Nou gaan Hebreërs 10 voort. Hy sê hierdie offers wat ons gedurig wou bring in die Ou Testament kon niks volmaak maak nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustheid meer van sonde sou gehad het nie. As die Ou Testament gewerk het, maar hy kon nie werk nie. Daar is net een wat jou sonde kom wegneem en dit nooit weer aan jou sal toereken nie, en dit is Jesus Christus in die Nuwe Testament. Vers 3, maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering van sondes. Hoe meer jy sondevergifnis pleit, hoe meer bewys jy dat jy geen idee het van die kruis nie, dat jy nie die kruis verstaan nie, dat jy die kruis verydel, dat jy nie verstaan dat jou sonde weggeneem is aan die kruis nie. Jy het nog nooit tot 'n blydskap gekom, jy het nog nooit die blye boodskap gehoor nie. 2 Korintiërs 3 beskryf die hele hoofstuk. Jy was nog jou hele lewe lank onder 'n bediening van veroordeling. Jy het nooit geluister na die blye boodskap van die Nuwe Testament nie. Is so belangrik dat mense sal begin leer om op te hou bedien uit die Ou Testament. Hoe mooi daar voorbeelde daar is. Dit gaan glad nie oor 'n voorbeeld nie, want dit is nie meer jou poging nie. Dit gaan nou oor die verborgenhede, dit wat hierdie groot God vir jou en my kom doen het. Dit is so belangrik, mense, as ons dit net beluister en beleer. Meeste mense het nie 'n leerbare gees nie. En dan verloor jy mense, as jy nie luister na hierdie radikale stellings en begin inkyk in die woord en sien hoe werklik dit is, sal jy nooit tot die volmaaktheid kom nie. Jy sal nooit besef, jy sal nooit dit aanvaar dat ek volmaak is nie. Ek is maar net 'n sondaar. Nee. As jy net 'n sondaar is, dan is jy voor die kruis. Dan het die kruis niks, geen waarde vir jou nie. Maar as jy die kruis aanvaar, dan het volmaaktheid jou deel geword, want jy die lewe van Christus. Dis Christus se lewe, geen groter volmaakte geskenk was ooit aan die aarde geskenk
as Jesus Christus nie. Hy is die rykdom wat jou verryk het in elke opsig. Hy is die rykdom wat gekom het, sodat die skrifte sê, hy wat arm is, moet nou sê ek is ryk. Dit is so 'n groot werklikheid. Dit klink so onlogies om vir 'n arm ou in die wêreld wat jy sien wat niks het nie, te gaan sê, hoor jy's ryk man, jy's skatryk. Jy moet net hierdie evangelie aanvaar. Dit gaan nie oor die rykdom van hierdie aarde nie. Dit is stoffelik, dit is verbygaande aard. Jy gaan sonder enige sent hier weg. Jy moet kom op die plek waar jy die waarde van 'n ewige werklikheid sien. Dit wat God jou geskenk het, hy erfdeel in die ewige heerlikheid. En dit is dit wat daar die boemelaar miskien beter verstaan as jy. Hy werk nie, hy is in sy rus, hy kry elke dag kossies, hy vertrou die Here. As jy met hom praat, dan sê hy vir jou, nee, hy ken die Here, hy vertrou die Here. En dan wonder jy, waar is die professor en die dokter en geletterde ouens, wat nie hierdie waarde ken, dat hierdie groot God gekom het, om vir jou 'n sorg te gee, Jesus Christus, daagliks jou lewe, dat jy op hom kan vertrou, nie op jouself meer vertrou, nie op jou pogings en jou realiteite, jou rykdom vertrou nie, maar alleen op hierdie groot God vertrou, wat vir jou alles geskenk het, wat tot die lewe en godsaligheid lei. Hy sê in vers 3, ek wil dit weer lees van Hebreërs 10. Hy sê, hierdie vergifnisvraery, herinner jou maar net elke keer dat jy nog in jou sonde is. Jy het nog nie die heerlikheid gesien nie. Jy het nog nie gesien wat hierdie groot God vir jou gedoen het. Want dit gaan teen die natuurlike. Terwyl jy goddeloos was, kom hy en hy sê hy het jou geheilig, hy het jou geregverdig, sy heerlikheid geskenk, sy lewe geskenk. En jy moet dit aanvaar. En dis die enigste manier hoe jy van jouself en van jou sonde ontslae raak, as Jesus Christus jou lewe word. Daar is nie 'n ander raad, nie 'n ander realiteit, nie vir heiligheid of vir verlossing nie. Is net die een raad dat Jesus Christus moet jou lewe word. Hy sê in vers 4, hy sê, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Jy kan probeer en offer wat jy wil, maar dit kan nie die sonde wegneem nie. Hy sê, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou hy nie hê nie, maar hy het vir my 'n liggaam berei. Jesus Christus besef dat deur sy liggaam moet hierdie groot realiteit kom, om sy lewe wat hy met God gehad het, absoluut in vryheid, in volheid, in 'n rykdom, in heerlikheid, moet hy nou vir die wêreld kom skenk, as 'n geskenk. En hy kom en hy besef, hy moet dit doen. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol, is dit van my geskryf, om u wil te doen, o God. Dit was God se wil om jou te heilig en te reinig en volmaak aan homself voor te stel. Om jou verlorenheid absoluut in die verlede te stel en jou 'n nuwe realiteit te gee. Sy lewe, 'n nuwe toekoms, 'n nuwe hoop. Hoop is eintlik 'n vaste vertroue op dit wat God jou beloof het. Daardie ewige realiteit van 'n erfdeel by hom op 'n nuwe aarde, nie hierdie aarde nie. Hierdie aarde gaan nog lank bestaan. Selfs na die koms van Jesus Christus gaan hy nog lank bestaan. Maar dan kom daar 'n nuwe aarde waarop jy 'n erfdeel het. 'n
ewige erfdeel, 'n erfdeel sonder einde, sonder perke, sonder begrensing, 'n grootheid wat jy nie sal kan besef nie. Hy sê dit het nooit in die hart van die mens opgekom. En die mens het nooit so iets bedink. Dit wat God voorberei het vir ons. En dit is nou al jou eiendomsreg. Hy sê nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer, brandoffer, sondoffer, wou hy nie hê nie. En dit het hy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer is nie. En hy het daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Jesus Christus gekom om te sê, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg en stel die tweede, die ou verbond, weg en bring 'n tweede, 'n nuwe verbond. Deur hierdie wil, die wil van God, die absolute finale wil van God, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Net eenmaal. Geheilig net eenmaal. Nie elke dag pleit vir vergifnis en weer vir heiligheid en smag na heiligheid nie. Nie geloof in dit wat hierdie groot God kon doen het. Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy het sy heerlikheid aan jou geskenk en jy beter dit aanvaar. Hy sê in die 14de vers, hy sê, want deur hierdie een offer wat hy vir ons gebring het, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig is. Die ou vertaling sê nog geheilig word. Jy kan nie iets word wat Christus 2000 jaar gelede gedoen het nie. Dis 'n realiteit wat hy vir jou geskenk het. So dis 'n afgehandelde realiteit. Hy het jou aan die kruis vervolmaak. Jy kan dit nie word nie. Jy is dit. Alles wat hy aan die kruis geskenk het, is jou eiendomsreg. Jy moet dit aanvaar. Al lyk jou lewe vir jou nog hoe roekeloos, aanvaar jy die realiteite van die gawes van hierdie groot God, die gawes wat hy vir jou geskenk het, sy Heilige Gees, sy lewe, sy liefde in jou hart uitgestort, en soos jy dit aanvaar, gaan jy dit ervaar. Dis die enigste manier hoe sonde van jou afval, dat dit nooit weer kan tel nie, as jy die nuwe realiteit aanvaar, as jy jou beklee met dit wat God vir jou bereik het aan die kruis. 2 Korintiërs 5, aan die begin van die hoofstuk, skryf hy dat jy nie naak daar voor hom sal staan nie, maar dat jy bekleed sal wees met die bekleding wat hy vir jou gebring het, heiligheid, geregtigheid en volmaaktheid. Prys sy wonderlike naam vir sy groot geskenk aan u en my. Amen.